Is aan. Hallo. Goeienaand. Hy laaste paar nekhare wat ek nog oorgehad het. Baie dankie. Ons ken mekaar goed hier by die kerk. So 'n vriendelike plek. Goeienaand. Baie welkom by die jong erediens. Dit is verskriklik lekker dat jy deel is hiervan vanaand. Dankie, nou kan ek julle sien. Dit is so lekker dat jy deel is van dit vanaand. Wanneer ons hier, julle gaan saam opkom. Wanneer ons hier by mekaar is vanaand, dan is dit omdat ons glo God het ons by mekaar geroep om by die erediens tyd in sy teenwoordigheid te spandeer. Menende, soos jy iemand innooi in jou huis en sê kom, ek nooi jou in, hier's plek vir jou, ek maak vir jou plek by my tafel, jy's 'n gas hier, God nooi ons in 'n erediens om tyd by hom te spandeer. En hy sê vir jou, hier is vir jou 'n plek, want hy het so besluit. Nie omdat jy het verdien nie omdat jy mooi genoeg was hierdie week nie omdat jy pragtige familie het nie omdat jy die goeie Christen was nie. Hy nooi jou in, hy gee jou plek omdat hy God is. En in sy liefde en sy genade sê hy vir ons, is plek vir ons. En daarom groet hy ons met die woorde genade en vrede vir jou. God se huis, God se harte, God se arms is wyd oop vir jou en ek en jy die voorreg om by hom te kan wees. Heilige almagtige Skepper God, U wat nog altyd was, U wat altyd sal wees, U wat hier vanaand is. Ons sê vir U dankie vir die ontsettende voorreg dat ons as die kinders hier by mekaar kan wees. Ek bid dat U ons sal styf vashou vanaand, dat U ons sal intrek in die teenwoordigheid. Maak ons oë, ons ore en ons harte oop daarvoor om genuinely bewus te wees daarvan, om te vang vanaand, om te snap dat ek is hier by God en God sien my en God hoor my en God praat in my vanaand. Dat ek nie 'n oomblik van dit mis nie. Ek loof U daarvoor God. Amen. Vriende, vanaand is ons steeds besig met ons reeks van oorgegee. Wat ons kyk na sulke jong karakters, jong mense in die Bybel, wat ons iets leer van oorgegee lewe aan God. En vanaand se jong mens is een wat nie 'n naam het nie. Ons ken hom net as die ryk jong man. So 'n bietjie te doen met ons besittings. Lees gou saam hierdie vers. Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie. Ek weet nie van jou as jy jonk is nie, maar vir die van julle wat soos ek ouer raak, daai ding tref my, want dit voel vir my baie bekend. Hoe meer jy kry en hoe meer ons het en hoe meer ons maak. Maar right, ons praat net daaroor. Ek sien uit daarna om dit vanaand saam met julle te doen. Ons gaan nie vanaand kollekte hier begin opneem. Ons gaan dit aan die einde van die preek doen vir 'n rede, want ek wil hê ons moet op 'n sekere manier net dink daaroor. Dat jy net daai oomblik wat jy daai dingetjie daar ingooi, dat jy dink oor dit op 'n sekere manier. En dis nie jy moet nou meer ingooi nie, verseker nie. Dis net oor wat jy dink terwyl ons besig is om dit te doen. Want baie keer as ons dankoffer opneem in die kerk, dan is dit so admin dingetjie. Weet, ons is gou nog besig om te chat oor goedjies en nou kan ons weer gou 'n bietjie gesels en dan gooi jy ietsie in en gaan verby. Jy mis daai oomblik. En daai oomblik is belangrik want dit is 'n oomblik tussen jou en God wat gaan oor 'n ingesteldheid en hoe jy dink oor goed. Right. Okay, nou Asai. Dit is baie awkward so na die diens. Maar kom so. Sê vir die persoon langs jou. Baie welkom dat jy gekom het en ek so bly is hier. Gee die persoon aan jou ander kant 'n groot high five.
Julle, dit gaan regtig rof daar by die koffieshop. My hemp is vol koffie. Ek gaan nooit weer 'n wit hemp aantrek as ons koffie met maakie. Maar ek hoop julle koffie is lekker. Maar kry ons na die tyd, na die diens, weer by die koffieshop. En dalk kan jy 'n bietjie na die tyd met jou vriende gesels, bietjie praat oor die diens. Dis ook sulke belangrike deel van kerk wees om met jou vriende te kan gesels oor jou geloof. Ons gaan ingaan in 'n tyd van worship en kan ek dit vra dat jy 'n bietjie wegskryf van jou vriend af? Want er is nie 'n gesprek met die persoon langs jou nie, maar is so belangrik dat ons verstaan hierdie is 'n gesprek met God. En alles wat ons doen en hoe ons sing en wat ons sing beteken iets. En wanneer ons dit sing, sing ons met 'n oop hart. 'n Hart van oorgee. Ons sing vir die grootste koning. Die grootste God, die enigste God. En kom ons lig net hierdie dak vanaand, soos ons sing. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing the night alive. All my failures I tried to hide. It was my dream till I met you. So, 'cause when you call my name and I ran out that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out that grave. Out of the darkness into your glorious day. Now your mercy has saved my soul. Come on! And now your freedom is all that I know. The old man knew Jesus when I met you. Oh, what a day! 'Cause when you called my name and I ran out that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Come on, I needed rescue. I need a rescue, 'cause my sin was heavy. The chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have the future, my eyes are open. 'Cause when you call my name, I ran out that grave. Out of the darkness into your glorious day. You
is alles en zoveel meer. Hier is meer as wat ek wou hê. Hier is alles en zoveel meer. Ons sing. Wees my alles hier. Hier sien ons waar ek stil as die storm woed, die plek waar ek op by my God kom soek. Hier is alles, alles hier. Hier is die son in 'n plek waar het donker is, my hande waap in die ware lig. Hier is alles, alles hier. Hier is alles, zoveel meer. Hier is meer as wat ek kan weet. Daarom buig ek voor die Heer. Wees my alles Heer. Hier sien ons waar ek skuil as die storm woed, die plek waar ek op by my God kom soek. Hier is alles, alles Heer. Hier is die son, hier is die son in 'n plek waar het donker is, my helde waap in die ware lig. Hier is alles, alles Heer. Kom en vat my alles, vat my alles, laat my lewe is alles Heer. Vat my alles, laat my lewe is alles Heer. Is hier ons waar ek skuil as die storm woed, plek waar ek op by my God kom soek. Hier is alles, alles Heer. Hier is die son in 'n plek waar het donker is, my hande waap in die ware lig. Hier is alles, alles Heer. Hier is alles, alles Heer. Hier is alles, alles Heer. If you bought what they sold you, just to find out the world's only good at letting you down, come to Jesus. If the well that you draw from keeps running dry, and the water you're drinking won't satisfy, come to Jesus. Come to Jesus. There's room for us all at the foot of the cross, where perfect love paid every prodigal's cost. The Savior is waiting with arms open wide, so leave us behind you beyond. Come to Jesus. Come to Jesus. You don't have to clean up before you come home. Let the power in the blood turn your sin white as snow. Come to Jesus. Come to Jesus. There's room for us all at the foot of the cross, where perfect love
found in Christ Jesus. Call his name, come be saved, come be saved. Oh, there is therefore now no condemnation for all those found in Christ Jesus. Call his name, come be saved, come be saved. Oh, there is therefore now no condemnation for all those found in Christ Jesus. Call his name, come be saved, come be saved. There's room for us all at the foot of the cross, where perfect love paid every prodigal's cost. The Savior is waiting with arms open wide, so leave us behind you behind. There's room for us all at the foot of the cross, where perfect love paid every prodigal's cost. The Savior is waiting with arms open wide, so leave us behind you behind. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus. Everybody, Come to Jesus. Die volgende lied is deur Matt Redman geskryf en hy het die naam The Heart of Worship. En ek dink soms in 'n kerk wat ons so bevoorreg is dit amazing om ligte te hê en klaviere te hê en mics te hê en dromme te hê en die gitare te hê. Maar wat die liedjies sê is when the music fades and all is stripped away and I simply come. So wat ek julle gaan vra vanaand is, dalk is 'n bietjie weird, dalk gaan dit nie uitwerk nie, ek is nie seker nie, maar ons gaan bietjie try sing as 'n kerk, sonder mikrofone, my gitaar afsit, en net die stemme, wat die worship dra, want dit gaan nie oor die ligte nie, dit gaan nie oor die gitaar nie, dit gaan nie oor die musiek of die goed in die agtergrond nie, dit gaan oor 'n kerk, wat saam worship. En ek glo as ons as 'n kerk saam worship, gaan dinge in die kerk verander en dinge in die stad gaan ook verander. So kom sing saam met my hierdie chorus van Heart of Worship. Sê maar as jy my kan hoor of nie. Ons sing.
King of endless words, no one could express how much you deserve. And on we can pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things have been, you're looking into my heart. Come on, lift your voices. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, not about Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for this thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Heilige Here Jesus Christus. Alles wat ons is, alles wat ons het, gaan oor U. U verdien meer as dit. U is soveel meer as wat ek ooit kan gee of kan sing of kan worship. Vat alles van ons, alles wat ons het. Laat alles net oorgegee wees aan U, want U is God, want U is lewe, want U is lig. En hoe meer ek net my alles in dit kan ingooi, meer kan ek lewe. It's all about you. Heilige Gees, vra in naam van Jesus Christus dat U woord van God vir ons sal oopbreek, dat ons nie 'n stukkie van die hart in die woord van ons sal mis nie, maar dat U dit soos 'n vars, helder dag in ons harte sal laat skyn. Amen. Ek wil nooi om Markus te soek. Nuwe Testament, tweede boek, Markus. Ons gaan daar uit lees. Ons gaan Markus 10 uitlees, as jy dit so lank wil soek. So daar's 'n baie bekende storie in Markus 10. En het gaan oor die ryk jongman. Nou, jy sal sien, Markus noem dit heel moontlik nie die ryk jongman nie. Matteus vertel dieselfde storie en praat van die ryk jongman. Markus praat van die ryk man en Lukas praat ook al van, maar Matteus is die enigste wat hom jonk noem. Maar ons almal ken die storie as die ryk jongman. So, Markus 10. Ons gaan van vers 17 af lees. Markus 10 vers 17. Toe hy uitgaan om sy reis te hervat, hardloop daar iemand na hom toe. Kniel voor hom en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen, sodat ek die ewige lewe kan erf? Jesus het hom geantwoord, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, en dis God. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, jy mag nie bedrog pleeg nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord hom, meester, al hierdie dinge het ek van jongs af nagekom.
Jesus het stip na hom gekyk en hom lief gekry. En vir hom gesê, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. En jy kom hier, volg my. Maar hy het te neergedruk geword oor hierdie antwoord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe om hom rondgekyk vir sy disippels gesê, hoe moeilik sal hulle wat rykdom het in die koninkryk van God ingaan. Dit is 'n verskriklike interessante storie hierdie. Dit is die storie van iemand wat nie oorgegee het nie. So in ons tema van oorgee is daar elke nou en dan hierdie karakters in die Bybel wat dit nie doen nie, wat dit mis, wat die oorgee mis. En hierdie is een van hulle. Hy het bedroef weggegaan, né? Hy het hartseer weggegaan. Maar die ou kom na Jesus toe. Hy kom na Jesus om vir hom te vra, hoe kan hy God nog meer dien? Nie vir ander redes nie. Van al die mense wat vir Jesus goed kom vra het, is nie die awesomeste ou wat dit doen. Want daar's altyd iemand wat hom try uitvang, of iemand wat wil kyk of hulle hom in die moeilikheid kan kry, of iemand wat kan kyk of hulle hom kan kry, dat hulle nou kan bewys, hy's nie wie hy sê hy is nie. Daar's altyd een van die skrifgeleerde, of iemand wat uit is om Jesus te vang met iets. Hierdie ou kom nie vir dit, hy kom om genuinely vir Jesus te vra, hoe kan ek God nog meer dien? Hy kom met regtig goeie intensies. En dan noem Jesus vir hom 6 gebooie, maar is eintlik 5 gebooie, en daar's 'n 6de een by wat klink soos een van die ander. Hy moet nie steel nie, maar daar's een by wat nie eintlik die gebooie is nie. Jy moet nie bedrog pleeg nie. So, steel is, jy het iets en ek vat dit by jou. Bedrog is, ek kry iets, 'n bietjie op 'n skelm manier. Ek laat jou dalk dink dit moet myne wees, of ek jok 'n bietjie oor wat myne moet wees. Hoe dit ook al sê, jy speel die system 'n bietjie. Hulle kan jou nie eintlik uitvang dat jy nou regtig een of ander misdaad gepleeg het nie, maar op 'n manier was jy 'n bietjie skelm om dit in te kry. Jesus gooi dit by dit in. Hy het begin met jy moet nie steel nie, dan noem hy ander gebooie, en dan sê hy dit, jy moet nie bedrog pleeg nie. So die punt wat Jesus hier maak, is vir 'n ou met baie geld, 'n ou met verskriklik baie rykdom. Gooi Jesus hierdie ding so 2 keer in, van hoe jy jou geld kry. Jy steel dit nie, jy's ook nie skelm daaroor nie. En dan sê die ouetjie, ek het nog niks van dit gedoen nie, ek is getrou in hierdie goed, en Jesus self bevestig het, hy sê dit is so. Sjap. Soos asof Jesus vir ons iets wil wys van hierdie ouetjie. Hierdie ou het nie sy geld gekry deur skelm te wees nie. Hy het genuinely sy geld op 'n goeie, honest manier gekry. Daar's niks fout daarmee nie. Dis nie 'n skelm wat met Jesus kom praat nie. Dis nie hoekom hy sy geld vir ernstig is nie. Dis nie een of ander dude wat mense se geld steel nie. Dis 'n eerlike ou, 'n regtig goeie ou wat vir Jesus kom vra, wat kan ek doen? En dan is hier die beautiful ding in. Jesus kyk na hom en hy het hom lief gekry. Sy hart is vir die ouetjie. Hy sien hierdie ouetjie raak. Die ouetjie wat sê, maar jy het hierdie goed gedoen van dit klein is. En Jesus, jy het. Ek sien dit. Jesus kry hom lief. Dit is so mooi oomblik. Jesus kry hom lief. En dan nooi hy hom om deel te word van sy groep disippels. Daai mis ons baie keer. Jesus kry hom lief en hy nooi hom om deel te word van sy groep disippels. Die opdrag om weg te gee is nie Jesus wat hom straf nie. Jesus straf hom glad nie. En dis nie alles negatief nie, soos yes, jy het hierdie klomp staf, vat al jou staf, verkoop het, gee dit weg, en dan in my kop is dit baie soos, okay, ek sit ook hier nie, wat dan? Dan moet ek op straat sit, en hoop iemand gee vir my iets, want dan het ek niks oor nie. Maar dis nie wat die storie stop nie, Jesus sê vir hom, verkoop alles, gee dit weg, en dan kom jy hier, na my toe, dan volg jy my, dan word jy een van my disippels, dan gaan ek en jy saam, net soos die ander disippels wat saam met Jesus gegaan het. Hy gee vir hom 'n alternatiewe lewe. Hy sê vir hom, ek gaan vir jou 'n ander lewe gee. Hierdie is jou lewe wat jy nou het. Verkoop, gee weg en kom vat hierdie ander lewe. Dis nie iets onseker nie. Dit hang nie al vir die lig nie. Ek wil alles weggee en dan wat nie. Dit is presies waaraan Jesus nooi hom. Ek gaan vir jou 'n nuwe lewe gee. Jy gaan iets anders hê om te doen. Jy gaan nou saam met my kom. En sy reaksie. Gaan terug na die laaste klomp woorde toe. Hy het neergedruk geword. Hy het bedroef weggegaan.
te neergedruk, bedroef. Daai twee woorde, dis interessante woorde, stagnasis, is depressed. Soos hy's swaar gevoel. Dis nie lekker vir hom nie. En die ander een is 'n woord wat beteken diep hartseer. Rou, dis dieselfde woord wat hulle gebruik om te sê ek rou oor iemand wat dood is. Jesus sê vir hom, gee alles weg. Kom, leef hierdie ander lewe saam met my, kom volg my. Jy wil weet hoe jy nader aan God kan kom. Ek sê vir jou, jy kan saam met God loop. En hy loop weg, depressed, rou, diep hartseer. Dis interessant. Is hy kwaad vir Jesus, nie? Dis nie asof hy het belaglik maak, ag man, niemand kan so leef, dis 'n stupid idee nie. Hy loop weg met hierdie stuk vreeslike hartseer in hom. Want dit is wat Jesus van hom gevra het. Die leen van geld is dat dit nie so moeilik is nie. Dit is nie so bad nie. Jesus gaan aan as jy die res van Matteus lees. Hy gaan aan en hy sê vir hulle, hoe moeilik is dit vir hulle wat rykdom het om in die koninkryk van God te kom? Dit is ontsettend moeilik. Dit is asof hulle nie verstaan nie, soos ek nie verstaan nie, soos ek en jy nie dink ek het regtig vang nie. Dit is regtig 'n gevaarlike ding. Ons besittings en ons geld en ons staf is regtig gevaarlik. Dis nie 'n muisval nie. Ek het 'n muisval saam met my kinders doek of vanmiddag kry hulle 'n muis by die huis. Dis 'n muisval. Wil jy jou vinger nie kom indruk? Hier sal 'n goeie eksperiment wees. Ek sê jou geld gee as jy jou vinger in die muisval druk. Ek net waarsku, dis nogal 'n serieus muisval. Dis nie 'n muisval nie. So Jesus wil weer, dis nie 'n bietjie gevaarlik nie. Dis 'n flippend slaghuister. Wie van julle, ek van die plaas af, ons het slaghuisters gehad. Slaghuister maak jy nie seer nie. Jesus sê vir hulle, hierdie is ernstig. Dis nie hierdie klein ding nie. Hierdie ding gaan nie op die einde maak, hierdie ding gaan jou doodmaak. Hierdie ding gaan jou lewe van jou afsteel. En die leen wat ons baie keer oor geld glo is dat dit is nie so bad nie. Dit is nie so moeilike ding nie. As ek van dit nou lees in die Bybel en ek hoor nou hierdie goed, as ons in die kerk af van praat, ja, nee, ek hoor, is gevaarlik, maar dit is nie so bad nie. Dit is erger. Dit is worse. Ons het seker leens wat ons glo van dit is so nodig. Ek meen, almal wat oor geld praat, oral waar jy dit hoor, die hele dag, wat 'n channel jy dit op hoor, wat 'n forum jy dit hoor, of het mense wat jy hoor gesels, jy sal altyd hoor, geld is regtig nodig. Ons almal het geld nodig. Wie het nie geld nodig nie? Wie van julle het nie geld nodig nie? Almal het geld nodig. Ons kan nie sonder geld leef nie. Wat is 'n leen? Dis nie geld wat ek nodig het nie. My kinders is redelik klein nog. Hulle het nie geld nodig nie. Wat hulle nodig het is om versorg te word. Hulle het nodig om iemand te hê wat vir hulle sal sorg, wat na hulle kyk. Hulle het nie geld nodig nie. Baie van julle is op 'n plek in jou lewe waar jy het nog steeds nie geld nodig nie. Jy het nog iemand wat na jou kyk, wat vir jou sal sorg. Maar eintlik my hele lewe lank is wat ek meer nodig het is geld, is om versorg te word. Om te weet as iemand wat na my sal kyk, wat vir my sal sorg. Geld is deel van dit, maar as ek genoeg geld het vir kos, is ek eintlik okay. Dis nie my lewe nie. Maar geld is ontsettend belangrik. Hoe belangrik is geld vir jou lewe? Wie van julle dink geld is redelik belangrik? Kom, is redelik belangrik. Ek moet nie nou skaam wees nie, dammit, nie nou maak. Gaan jy nie uitvang nie. Ek dink ook geld is redelik belangrik. Nee, ons het geld nodig. Wie van julle dink water is meer belangrik om te lewe? Sjap, jy kan nog 'n eentjie gaan sonder geld. 3 dae sonder water, jy's vrek. Opgedroog, jy's klaar. Right. So water is meer belangrik as lewe, as geld. Dis great. Wanneer jy dink oor besluite van jou lewe, toekoms, wat gaan ek eendag swat, wat gaan ek eendag doen, waartoe gaan ek gaan, waar gaan ek 'n huis koop, al die lewensbesluite wat ons het. Hoe gereeld dink jy daaroor? Maar is daar water? Wat se vakke moet jy kies? Wag, gaan ek water kan hê? Ek meen, ek het seriously water meer nodig as wat ek geld nodig het.
Ek worry nie daaroor nie, ek worry oor die geld. As ek 'n huis moet koop, worry ek oor die geld. As ek dink aan wat ek gaan doen vir 'n lewe, wat se werk gaan ek doen, dan worry ek oor die geld. Maar dis nie wat ek die nodigste het nie, maar ons dink nie aan daai goed nie, ons dink aan die geld. Nog 'n een van dit is dat dit my gelukkig gaan maak. En dis die een wat ons altyd openlik glo nie. Ons almal ken nie van nee, money can't buy you happiness. Jy sê dit kan damn naby daan kom hoor. Dit kan vir jou klop ander staf koop, en die ander staf kan nogal lekker wees partykeer, né? Kan regtig genoeg McFlurries koop en wie's nie gelukkig as hulle McFlurry het nie. Maar ek glo, meeste van julle diep binne in jou, het jy tog hierdie idee van ja nee, geld gaan my nie gelukkig maak nie. Maar ek sal gelukkiger wees as wat ek nou is. Jy glo dit, nee, jy glo geld gaan my gelukkig maak nie. Maar ek sal gelukkiger wees as wat ek nou is, as ek genoeg van dit het. Daar is 'n interessante versie waar Jesus sê, die vermoë om goed te kan koop, is nie wat vir jou lewe gee nie. Ek dink hier is een wat vir ons baie diep binne in ons binneste lê. Geld gaan my beter maak. En dis dalk nie die woorde waarmee jy dit glo nie. Geld gaan maak dat meer mense my raak sien. As ek genoeg geld het, gaan meer mense na my kyk en dink daar's iemand wat iets werd is, daar's iemand wat dit gemaak het in die lewe. As ek genoeg geld het, as ek genoeg van die klere kan koop wat ek graag wil koop, as ek kan lyk soos mense wat baie geld het, dan gaan my kans om in te pas, my kans om gelukkig te voel met wie my like, al die goed gaan beter wees. Al die goed kom terug na, as ek meer geld het, gaan ek meer werd wees. Dit gaan my beter maak. Dit gaan my iemand maak wat gelukkig is oor wie my like, wie my raak sien, wie met my praat. Geld word in ons lewe iets wat dit nooit moet wees nie. En hierdie ou se reaksie is amazing. Want dit sê vir my alles van wat eintlik in my kop skeefloop oor geld en my staf en wat ek besit. En of dit jou klere is op hierdie stadium, of dit jou foon is, of dit jou kar is, of dit jou huis is, of dit jou whatever in jou testament los is, ons almal het hierdie issues. Hy loop weg van Jesus af en hy rou oor dit. Hy rou, soos in grieve, soos in iemand is dood en ek rou oor hulle. Soos ek het my foon verloor. Ek het my gunsteling paar tekkies geskeur en nou rou ek oor dit. Kom jy agter, dis nie okay nie. Jy is veronderstel om te rou oor mense wat doodgaan. Nie oor jou foon nie. Nie oor jou tekkies nie. Imagine jy gaan sit in berading by iemand. Ek moet met iemand gesels. Iemand het my Adidas hemp gevat. Hoe absurd is dit? Wieso? Wie rou oor hulle geld? Wie grieve daaroor asof iemand vir wie lief is dood is? Daai ou doen. Ons doen. Dit wys vir jou iets is nie lekker nie. Ja, ek meen wie's geïrriteerd. My foon is weg. Dit was 'n lekker foon. Hy het goed gewerk. Nou moet ek 'n ander foon kry. En dis omtrent so diep soos meeste van ons probleme gaan. Jy moet daar aan een kry. Shame. Ja, ek kan nie daai klere koop wat ek wil hê nie of my tekkies is weg. Whatever, maar dis staf. Dis goed. Hoe reageer jy op dit as jy het verloor? As jy agterkom, dit vat jou nogal diep. Dit voel vir jou iemand steel 'n stuk van jou menswees. Iemand vat iets van jou, van wie jy is. Om jy weer daar's fout. Daar's groot fout in hoe jy dink hieroor. Ons is nie veronderstel om te rou oor ons staf nie. Dit beteken ons sit te veel van onsself in dit. Ons investe te veel van wie ek is in my geld en my goed en dit wat ek het, dat ek voel of ek iets van myself verloor as ek nie
genoeg van dit het nie. Of iets van myself verloor as ek van dit verloor. Of iets van myself verloor as iemand van dit vat. Dis net my goed. Dis nie ek nie. Maar ek sit te veel van myself in dit. Ek glo te veel daarin. Want ons staf raak die goed wat ons dink ons veilig hou. Of dit my veilig gaan hou dat ander mense my nie spot nie, want ek dra die regte klere. En of dit my veilig hou want ek kan 'n sterk genoeg deur aansit in my huis, en ek kan my gesin veilig hou. As my veilig genoeg hou want ek weet ek kan nou genoeg staf koop vir die volgende 10-20 jaar. My veiligheid is nie veronderstel om hierdie goed te lê nie. My veiligheid is veronderstel om iets te wees wat ek gaan soek by die rots waar ek gaan skuil as die storm woed. Die plek waar ek hulp by my God gaan soek. Ons het lekker gesing net nou. My veiligheid is in God. Nie in wat ek kan bekostig nie. Dis die ding wat my lekker laat voel. Dis iets wat my bly laat voel oor my lewe. My lewe sak. Toe man, kan iets gaan koop, of voel ek beter? Dis die goed wat vir my waarde gee, wat my persoonlikheid gee. Ja, jy gaan regtig, dis 'n ding wat mense wat regtig geld, mense van ons probeer hard. Jy dink as jy meer geld het, dan gaan jy 'n persoonlikheid hê. Ja, jy moet mense ontmoet wat baie geld het. Jy gaan agterkom, dis nie die geval nie. Dit kan jy nie 'n mens maak nie. Dit kan jy nie iemand maak nie. Geld word bitter vinnige God. En dis wat Jesus vir hulle reg deur die Bybel, hierdie boodskap gee. Geld word bitter vinnige God. Geld het die vermoë om jou absoluut blind te maak daarvoor dat God nie meer jou God is nie, maar dat geld het geword het. Daar's 'n gebod wat Jesus nie vir die jongman sê nie. Hy noem vir hom hy 6 goed. Hy sê my steel nie, nie egbreek pleeg nie, eer jou vader en moeder. Hy noem vir hom 6 goed. Weet jy wat hy nie noem nie? Hy noem nie die eerste en die tweede gebod nie. Jy het net een God. Jy moet geen ander God naas my hê nie. Moet niks anders bo my sit nie. Jesus noem dit nie vir hom nie, want dit is presies die ding waar my sukkel. Jesus, hy doen hy ander goed vandat hy 'n kind is hy getrou met hy ander goed. Hierdie een is toe nou die ding wat hom uitvang. Letterlik sit hy sy besittings bo God. Jesus nooi hom om saam met hom te kom loop en leef. En hy loop weg. Hy kies 'n ander God. Die geheim van geld, die geheim van rykdom. Want jy sal hoor, Jesus het geen probleem met hom omdat hy ryk is nie. Die issue is nie die geld nie. Die issue is nie die staf wat hy het nie. Dis wat dit in sy lewe geword het. Die geheim is jou geld en jou staf moet op die regte plek wees in jou lewe. Dis iets wat jy gebruik, soos baie ander staf in jou lewe. Ons gebruik penne, en ons gebruik karre, en ons gebruik skoene. Dis iets wat ons gebruik. Dis al. En as ek my geld op 'n plek in my lewe kan sit waar ek onthou wat dit is, dis iets wat ek kan gebruik. Dis nice, dis nuttig, maar dis al wat dit is. Dis iets wat my geluk gee nie, dis iets wat my iemand maak nie, dis net iets wat ek gebruik. As jy dit kan regkry, gaan jy goed doen eendag met jou geld. Die van julle wat nou reeds het, die van julle wat nog op pad is daartoe, die van julle wat enige salaris gaan hê, as jy dit kan doen, gaan jy regtig goed doen met jou geld. Geld moet net nog 'n ding wees wat God vir jou gee om te gebruik in die lewe. En jy moet op die regte plek hê, maar jy moet jou geld aan 'n ketting hou. Jy moet hom aan 'n ketting hou en dit moet sy plek ken. En as dit nie doen nie, moet jy dit hard slaan. Dis soos 'n monster wat jy het, wat jy kan gebruik om staf mee te doen. Maar die oomblik as jy jou rug op 'n draai, dan staan dit op en dan word dit 'n God. Hoe gaan jy dit in jou lewe regkry? Hoe kan ek seker maak dat dit nie is wat my geld en my staf word vir my nie? En Jesus leer vir ons 'n klomp goed oor dit. Een van hulle is vrygewigheid, wat jy van die begin tot die einde van die Bybel hoor. Wees mense wat so met jou staf leef, dat jy van dit weggee. Jy moet nooit te styf van dit vashou nie. Hou myself losserig aan dit vas. As iemand iets van dit vat, sê Here, dis nou ongemaklik, maar dis nie die einde van my lewe nie. As iemand iets van dit nodig het, ja, sure. As ek 'n plek sien waar ek van dit kan deel, go vir dit. Deel dit. Reg deur die Bybel hoor ons hierdie boodskap van wees by die deelsaam. Go vir dit. Wees vrygewig.
Deel dit wat jy het. As God jou seën met staf, is dit altyd so dat jy dit kan gebruik en tot voordeel van ander mense ook. So waar jy sien iemand het nodig, deel jy van dit. Jy gee, jy deel, dis hoekom ons in 'n kerk dankoffer doen. Dis wat ons net gaan doen. Glo my, dit is so lekker in die aande om dit te kan doen. Dalk is dit in die oggende nog meer belangrik, want is net meer. Maar selfs dit, die kollekte wat ons hier die kerk gee, ja, dit maak nie die grootste verskil aan die kerk se budget nie hoor. Dis so 10%, 9% eintlik van ons jaarlikse begroting, is die geld wat ons hier gee, in die kerk. Die res is dankoffers wat mense inbetaal deur die maand, né? Dis makliker dink ek om daai mooi met die Here te gaan praat en te dink oor hoe ek hierdie doen. Hierdie wat ons in die kerk gee, doen ons baie keer so sonde om te dink. So, o ja, wat doen ons? Dan chat ek verder my pellie langs my. Wanneer jy daai geldjie ingooi net nou, maak saak wat dit is nie. Maar wanneer jy dit ingooi, vat 'n oomblik net en dink oor wat jy besig is om te doen. God leer ons om te deel, sodat ek en jy kan onthou, o ja, ek het nie alles van dit nodig nie. Ek kan van dit gee. Dis alright. En moet dit nie net in die kerk gee nie. Jy word iemand wat bietjie in die lewe kyk, oor maar hier's 'n plek waar ek dink iemand het iets nodig. Ek kan deel. Wil nie eintlik nie, maar ek kan deel. En deel met hulle. Jy sal verstom wees wat dit in jou binneste doen, om jou te leer om gemaklik te leef met jou besittings. Dat dit 'n ding is wat jy gebruik, eerder as 'n God wat jou probeer roel. Nog 'n belangrike ding wat ek en jy moet doen. Vrygewigheid, mededeelsaamheid, maar nog 'n belangrike ding is om te verstaan hoe genoeg werk in jou lewe. Hy versie wat jy in die begin gelees het. As jy lief is vir geld, sal jy nooit genoeg hê nie. Jy hoor dit. Jy sal nooit genoeg hê nie. Dis soos 'n ding wat in jou brein gebeur. Dis 'n eenvoudig deel van wat dit is. As jy lief raak vir geld, sal jy nooit ooit genoeg hê nie. Lees ons aan my Spreuke 30 vers 7 en 9. Net 2 dinge vra ek van U. Moet my tog nie weier nie. Daarna kan ek sterf. Moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie. En moet my nie arm maak of ryk nie. Gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en die verloon en sê, wie is die Here nie? En sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. Gee my net dit wat ek nodig het, Here. Dis 'n manier van dink oor wat ek nodig het in my lewe, waar ek sê, ek kies wat genoeg is. En dit hoor my mooi, as jy een ding vanaand kan onthou, is dit. Genoeg is nie 'n bedrag nie. Genoeg is 'n keuse. Genoeg is nie hoeveel geld ek het nie, dis 'n keuse. Ek het genoeg. Ek het genoeg om te lewe. Ek het nie meer nodig om okay te wees nie, ek het nie meer nodig om ek te wees nie, ek het nie meer nodig om 'n toekoms te hê nie, ek het nie meer nodig om veilig te wees nie. Here, genoeg. Leer om te kies dat ek genoeg het. En jy sal ongelooflik vry kan leef van hierdie ding wat geld kan word vir mense. Laaste interessante ding van die storie. Die ou loop weg. Diep bedroef, diep hartseer, hy rou oor wat Jesus hom gesê het. Matteus, Markus en Lukas vertel almal die storie van die ryk jongman. Vertel almal wat Jesus hom gesê het, almal vertel hy het hartseer weggegaan. Nie een van hulle sê ooit weer iets daaroor nie. Jy hoor nooit wat word van die ou nie. Jy hoor nooit, is dit vir altyd gewees, of het hy huis toe gegaan en bestaan en besef, okay, ek wil dit doen. Het hy dit al weggegee? Het hy dalk vir Jesus gevolg? Ons weet nie. Jy hoor nooit iets van die einde van sy storie nie. Maar dis my storie en dis jou storie. Ek wil vir jou sê, as jy vanaand agterkom, ja, maar my staf is my belangrik. My staf is my dalk te belangrik. My staf maak my bietjie hartseer as ek dit moet verloor, of as ek moet dink ek moet van dit weggee. Dan sê, is okay. Wees bietjie hartseer. Kom net oor dit ook. Besluit is genoeg.
besluit ek wil eerder vir Jesus volg, as om te lewe vir my staf. En as jy agterkom, jy sê die res van jou lewe in vrede kan lewe met jou staf. Sê dat Jesus van jou vra, jy mag niks hê nie. Dit wat Jesus van hierdie ou gevra het, ek het nog bitter min mense in my hele lewe gehoor wat kan sê, dis wat God van hulle gevra het. Hy vra nie van ons almal om arm te wees nie. Maar maak die keuse, dat ek eerder vir Jesus volg, as my staf, en jy sal vry kan leef, vir jou hele lewe daarvan. Heilige God, dank vir die ontsettende voorreg, dat ons as die kinders, as ek oorgegee leef van U, dan kan niks anders my God wees nie, dan kan niks anders my lewe ran nie, en dan het ek genoeg. As ek my lewe oorgee aan U, het ek genoeg. Ek kan U vertrou vir wat ek nodig het vandag, ek kan U vertrou vir wat ek môre gaan nodig hê, ek kan U vertrou vir die regte klere wat ek nodig het, vir die regte kar wat ek moet kry, vir die regte werk wat ek moet hê, vir my gesin dat hulle reg gaan wees. Ek gaan alles wat ek het insit, om te werk, my sinvolle lewe te maak, maar Here, ek hoef nie my hele lewe lank te worry oor, vas te klou aan, bekommerd te wees, hartseer te wees, oor geld en oor goed nie. Ek wil U vertrou daarmee. Ek wil dit oorgee aan U. Ek wil nie lewe vir wat ek besit nie, Here, ek wil lewe vir U. Wys vir my. Wys my geleenthede, Heilige Gees, waar ek 'n bietjie kan daai ding op sy plek sit. Waar ek 'n bietjie geld in my hart op sy plek kan sit. Wys my geleenthede waar ek kan weggee. Geleenthede waar ek iemand anders kan help. Geleenthede waar ek vrygewig kan wees. En help my, as ek dit dan doen, of dan nie doen nie, of dit maak my bang om dit te doen, dat ek dit raak sien, dat hier's 'n kans, hier's iets waaraan ek moet werk. Maak my vry daarvan, God. Ek bid vir elkeen wat vanaand hier sit, wat ergens in hulle gesin of in hulle lewe, iemand het wat regtig sukkel, want hulle het nie genoeg nie, wat sukkel, want hulle weet nie waar hulle môre gaan kos kry nie, wat sukkel, want hulle weet nie of hulle huis gaan verloor nie. Met niks hiervan, Here, hoef ek enigstens te dink, U gee nie om nie, of U stel nie belang nie, of U wil graag hê ek moet sukkel nie. Maar ek kan nie vertrou meer as dit. Maar om vra ons dat U vir hulle sal dra, en sal seën, en dat U vir hulle sal voorsien. Ek het U nodig wat vir my sorg, baie meer as wat ek geld nodig het. Ek weet dat julle elkeen sal vashou, dat U vir hulle sal voorsien, en dat U ons sal leer om U te vertrou met alles wat ons het. Amen. Ons gaan afsluit met een sang, maar voor ons dit doen, gaan ons kollekte nou opneem. En nou wil ek jou vra, gewoonlik wat gebeur in hierdie spot, is ons speel musiek, en almal chat terwyl hulle goedjies ingooi, moet ek speel nie. Ek wil jou vra, vat net 'n rustige oomblik, whatever jy beplan het om in te gooi, haal dit uit, en as hy bakkie verbykom, sê net vir God, ek kan dit maar vir U gee, ek kan nie vertrou U meer. Net dit. Dankie. En as ons klaar is, gaan ons saam staan en worship. Kan van staan.
for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I want to know you more of you, less of me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Amen. Sit gou op. Ek gaan 2 minute van jou tyd vat dan is ons klaar. Ek het vanaand die voorreg dat mense hier by my kuier. Sag op. Hoe sê like dit niks. Ek gaan nou julle sal nou verstaan hoekom mense hier by my kuier. Goeie. Haar naam is Michelle. Hallo Michelle. Is Pieter en Annika se ma. 29 jaar terug was ek eerste jaar gewees. Ja. Is hard. Was ek eerste jaar gewees. En my lewe het baie anders gelyk as dit nou lyk. Jy sal seker nie onthou nie.
En daar was 'n klompie mense gewees wat my geken het en geweet het hoe my lewe lyk en dit was in dwelms en dit was 'n klomp elke moontlike ding wat ek kon verkeerd gedoen het ek regtig hard aan gewerk om te doen. Nie om reg te kry nie, maar om verkeerd te doen. En my suster het my baie lief gehad. Sy het my so lief gehad, sy het my ouers vertel daarvan. Sy het my in moeilikheid gekry, sy het my uit my swattings uitgekry, sy het my op 'n span gekry, 'n arme diensjaar vir Christus span. Ai shame, hulle was nooit weer dieselfde daarna nie. Sy het vir hulle gelieg en gesê ek's 'n baie mooi ouetjie en ek's baie nice en ek's lief vir die Here. Sy het nie vir hulle gesê oor die dwelms en al die goed wat ek verkeerd doen en die ongelooflike dwars en rebelse mens wat ek is nie. En ons het amper hulle span vernietig. Maar in die proses daarvan het die Here my lewe totaal verander. En jy sit vanaand hier en ek kyk hier en ek dink dit is amper 30 jaar. En dis my lewe is om die Here te dien en my lewe is om en meer van sy lig te ontdek. En 29 jaar terug het iemand my lief genoeg gehad om nie my stront te vat nie. En om nie om te gee of ek kwaad is vir hulle daaroor nie. My lief genoeg gehad om te doen wat nodig is in my lewe. En ek sit en kyk af vanaand en ek dink, sy kwaad wees vir my hieroor as hy voor my staan. Wat sit? Maar ek wil jou ek sit en kyk na haar en ek dink myself, ek wil jou regtig vir jou sê vanaand, as daar iemand is wie jy lief genoeg moet wees om te doen wat nie nice is nie, maar jy weet as iets nodig in hulle lewe. Jy het geen idee wat die impak daarvan kan wees nie. My lewe, die feit dat ek lewe is 'n wonderwerk. En dat dit is wat dit is God se genade. En dat ek kinders het vir wie ek dit kan aangee. En dat ek vir die laaste 29 jaar dit kan doen. En iets van God se lig kan deel en vind saam met ander mense. Is omdat hier een mens gewerk het wat lief genoeg was vir my om te gee. Sterkte daarmee. Die liefde van God ons Vader, wat ons gemaak het, wat ons ken, wat ons nader aan hom wil hê, die genade van Jesus Christus, sy seun wat sy lewe gegee het, so die deur vir my en jou oop kan wees, dat ons 'n plek in sy tafel kan hê, en die krag van die Heilige Gees van God wat by jou is. Hierdie dinge is reeds by jou, is reeds joune. Gaan leef daarmee, vry van 'n simpel afgod soos geld, vry van enigiets waarvoor jy bang kan wees. Gaan lewe oorgegee aan God. Amen.